Here, sy was so waardevol soos edelstene. En vanmiddag gee ons haar terug in die hande. Sy is 'n geskenk uit die hand uit en sy keer terug na u arms en sy blye geskenk vir elkeen, Here, vir haar pa, vir haar broer, vir haar familie, vir haar vriende. Skenk dan nou aan ons, Here, die genade, die krag, die vrede, die vreugde, om vanmiddag op die regte manier afskeid te neem en haar terug te bring na u toe en in die hande te sit. Ons dankie vir 'n pragtige middag soos vanmiddag. En die gemeente stem saam en sê, Amen. Amen. Julle, ja, dis wonderlik om al die verhale te hoor, nee, om Jana te, ek en Hendrik en die familie gesels gisterand, om vir Jana te hoor deur julle harte en julle vertellings en julle stories. Dis 'n wonderlike geleentheid wat ons het om vanmiddag so saam te wees. Maar ons het genade nodig. Ons bid dat die Here ons genadig sal wees, dat die Here hier sal wees in sy volle barmhartigheid, in sy volle liefde, en aan ons sy genade sal skenk, sodat ons hier sal wees vir mekaar in die nabyheid van die Here. Moses in Deuteronomium, net voordat Moses sou sterf, dan is dit van Moses se heel laaste woorde. Deuteronomium 31 sal so sê, Moses, die man van God, het die Israeliete voor sy dood met die volgende woorde geseën. En dan sal Moses sê, julle onthou dis wie ons God is. En dan sal hy sê, Here, u het u volk lief. Al die heiliges is in u hand. Hulle sit aan u voete. Elkeen luister na u woorde. Kom ons sing Amazing Grace. Genade onbeskryflik groot. Ons sing dit saam met elektroniese musiek. As jy die woorde goed vol ken, sing dit voluit saam. As jy na die woorde luister vanmiddag, luister. As jou harte vol is om te sing, gee jouself vir die woorde. Die woorde sal jou dra. Genade onbeskryflik groot. Ons staan as ons dit sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved
my sake reël, my lewe kanse, my tyd en geld is nutteloos verspil. Genade onbeschrijfelijk groen, het u aan mij bewijst. Verloren ziel, weglopen, weer die vaderhuis. Verloren ziel, weglopen, weer die vaderhuis. Ek wil julle groet vanmiddag in die woorde van Job 12 vers 10. Job se woorde, wat ons woorde is vanmiddag, wat sê, hy het al die lewe in sy hand. Hy het almal wat asemhaal in sy hand. Ons is veilig in die hande van die Here. En as ons vanmiddag op hierdie manier by mekaar is, julle, dan is dit ook in ons kerkse seisoen, is dit juist die begin van die hoop. Juist die begin van ons kerkse jaar. Dis adventstyd, dis die 4 weke voor die geboorte van Christus se herdenking. En daarom, as ons die volgende lied gaan sing, wil ek sommer vra, Rian, Shanay, Telisha, sal julle 3 vir ons die adventskerse aansteek. Ons steek nou die eerste 3 kerse aan. Die eerste kers van hoop gaan brand vanmiddag. Die tweede kers van vrede gaan brand. En die derde kers, wat ons vandag vir die eerste keer aansteek hierdie jaar, is die derde kers is van vreugde. Waar gelowiges by mekaar is, en waar daar trane is daar altyd ook vreugde. So die woorde van Job wat sê, ons is veilig, elkeen van ons is veilig in die hande van die Here. Daarom hoop ons op ons verlosser. Kom ons sing die volgende lied ook saam, die volgende lied wat sê, hoe groot is ons God. Ons kan eers bly sit, totdat al 3 kerse brand, en dan sal ek vir julle wys, en dan kan ons staan en die lied klaar sing. Maar eers sit ons, terwyl die lied begin, sing ons, en dan kan julle 3 jong mense vir ons die 3 adventskerse aansteek. Hy kleer homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God. Eeuwen kom en gaan,
sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. O, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Mag ons wat vanmiddag mekaar vashou in hierdie nabyheid, mag ons vanmiddag sien hoe groot is ons God. Here Jesus, U wat die lam van God is, dit het U dood gekos om die lam van God te wees. U wat vandag die lewe en die dood in die hand vashou, ook U moes sterf. Ook U bloed het gevloei. Oorwin dan, Here, ook in ons die dood vandag. Almal sal sien hoe groot is ons God. En die gemeente stem saam en sê, Amen. Amen. Die twee skrifgedeeltes wat ek wil hê ons moet saam na luister vandag is Jakobus 5 en Job. Toe ek nou op die rekenaar net nou was, weet ek nie hoe dit werk nie. Ek het waarskynlik iets ingetik wat begin soek het. En Rian Hendrik, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar ons het 'n Kerssangdiens gehad. Nee, ekskuus, ons het 'n toneel gehad. Dit was 'n Kerstoneel. Willem Steenkamp was nog die regisseur. Rian, jy en jou pa was Biliam se donkie.
en sussie Jana was Bileam, die profeet. Ek het nie tyd gehad om die hele toneelstuk weer te lees. Ek verstaan nie waar die donkie ingepas het, maar blykbaar moes die donkie 3 keer Jana het gaan staan en dan het die donkie om Jana gestap elke keer en ek onthou nog julle twee se gespook om die donkie ding reg te kry, nê, op hierdie selfde verhoog. Waar ons vanmiddag weer by mekaar is. En Jana, laat staan ons almal weer stil. Ons lees die Here se woord saam. Nou die middag, verlede week Vrydag, dit is dan nou presies 'n week gelede, het ons Job hoofstuk 1 oopgemaak, en hierdie was die woorde verlede Vrydag. Die boodskapper was nog aan die praat, toe kom daar nog 'n slaaf ingehardloop met die nuus. Die seuns en die dogters was besig om vrolik te wees en hulle het geëet en hulle het wyn gedrink in die huis van hulle oudste broer. En met eens was daar 'n sterk wind uit die woestynse kant af, dit het die huis se 4 kante omgeruk en u kinders is almal dood. Net ek, sê die boodskapper, het weggekom om dit vir u te vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur en hy het ook sy hare afgeskeur en hy het daarna op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek hier uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig nie en het God vir niks verwyd nie. Here, mag hierdie woorde vandag vir ons rigting gee. Mag hierdie woorde vandag vir ons sterk maak. Mag hierdie woorde vandag vir ons 'n veilige plek wees. 'n ruimte wees waar ons kan stil word. Amen. Die tweede skrifgedeelte is die skrifgedeelte wat ons die week ook in die gemeente saam lees. Dis Jakobus 5. Jakobus wat sê, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. En dis hoekom ons nou net die kerse aangesteek het, nee, want elkeen van die adventskerse, elke week nou, 4 weke op pad na Kersdag toe, herinner vir ons en sê, wees geduldig, steek so lank hoop aan, want die Here kom. Wees geduldig, steek so lank vrede aan, want die Here kom. Steek so lank vreugdekers aan, want die Here kom. Jakobus sê, wag geduldig, soos 'n boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Die boer wag geduldig daarvoor, totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Dis die Here se woord vir ons vandag. Ek maak net 'n paar opmerkings. Die eerste opmerking is, wag. Gelowiges is mense wat oefen om te wag. Mense sou kon sê, ons weet hoe om te wag, soms weet ons en ander kere weet ons nie om te wag nie. Maar gelowiges weet hoe om te oefen om te wag.
Want kort herinner die Here se woord ons. En kort herinner ons mekaar en sê, kom ons wag. Maar hierdie wag is nie, kom ek vou nou maar my hande, en ek gaan sit nou maar, en dan wag ons nou maar. Nee, Jakobus sê, jy wag soos 'n boer. Omdat jy weet van reën wat gaan kom, plant jy voordat dit reën. Omdat jy weet van vroeë reëns, en hier in Namibië ken ons vroeë reëns, nee, ons ken die klein reënseisoen, en 'n mens moenie te opgewonde raak oor die klein reënseisoen nie. As jou buurman meer reën kry hier in die vroeë seisoen, moenie te ongeduldig word nie. Wag vir 25 Januarie. Maar moet ook nie glad nie plant nie. Plant vroeg genoeg, voordat die vroeë reëns kom. En wees geduldig, totdat die laat reëns ook kom. Wag, want ons wag op die oes. So is my eerste punt wat ek wil uitlig is, om te wag as 'n gelowige, is om te weier om te aanvaar. Maar julle nou, hoe moeilik stel ek dit, nê? Want ons sê eintlik, jong, ons moet dit maar net aanvaar. Maar gelowiges kan nie maar net aanvaar nie. Gelowiges sê, ek wag op meer. Hendrik, as julle verlede Vrydag die boodskap gekry het, julle familieouens wat nog nader aan die ongeluk was, dan is dit die werklikheid. Dis die tawwe boodskap. En dink net aan daai eerste WhatsApp boodskapies wat begin vlieg het, nê. Ek vermoed elkeen van ons het vanmiddag 'n storieetjie om te vertel verlede Vrydag, toe jy daai eerste WhatsApp boodskap gekry het. Jou reaksie. Verskriklik goed wat hier ou gaan hê. 'n gelowige wag en sê, goed, dis die werklikheid, maar ek weier om te aanvaar, dis die laaste, dis die slothoofstuk. Hierdie sal een van die dele wees van my lewe. Die Here het gegee en die Here het geneem. En ek sal op die grond gaan lê en ek sal my hare afskeer in rou wees. Maar ek sal nie verwyd nie. Want is nie die laaste nie. Ek weier om te aanvaar. Dis al. Dis die eerste wat Jakobus ons mee wil help. Jakobus sê, broers, susters, moenie te gou mekaar probeer reghelp en vir mekaar sê, nee, jy moes eerder so, man, jy moet so. Nee, jy moet nou net so wees nie. Los dit vir die regter, sê Jakobus. En dan is dit asof Jakobus die volgende oomblik onthou van die profete wat voor ons hierdie waarheid uitgelig het, en hy onthou vir Job. En nou julle, Job se verhaal, ek blaai nou vir ons na Job 19 toe. Ons het 'n paar weke gelede in die gemeente Job 19 gehad as ons skrifgedeelte. Job wat vir 18 hoofstukke tot by hoofstuk 19 sit Job saam met sy 3 vriende. En hulle probeer saam sin te maak uit alles uit. En julle ken die verhaal van Job tog nou goed, nê? Hoe die eerste vriend probeer vir Job te verduidelik, maar Job, dit werk net so en dan werk dit so en dan werk dit net so. En die ander vriend probeer weer en sê, Job, hierdie ding het sonde in hom. Job, hier is goeders wat verkeerd is, wat nie reg is nie. Job, dis eintlik waarmee die Here besig is in jou lewe. En dan is daar nog die derde vriend wat ook probeer en ook 'n klomp goed sê wat as jy dit net so lees, dan dink jy nee, absoluut reg. Dit maak soveel sin. Dis presies so. In hoofstuk 19 dan sê Job, hoe lank gaan julle my bly pynig
en my met julle woorde striem. Striem beteken, jy bind my vas met jou woorde. Job maak die 3 vriende stil en sê, ouens, miskien het Job gesê, ek weet julle bedoel dit goed. Ek weet julle het baie insig. Maar hoe lank gaan julle woorde my nog pynig en my vasbind? Nou kom voel Job so. Hoor wat sê Job. Job sê, mag my woorde tog opgeskryf word. Mag dit ingegrafeer word soos op graniet, soos 'n ysterpen wat die letters uitkap en dan met lood gegiet word in die rots. So Job sê, ouens, ek wil nou iets sê, maar hierdie woorde wat ek nou gaan sê, ek wens hierdie woorde kan in klip uitgekap word, in 'n granietklip gegrafeer word. Ek wens hierdie woorde jy kan met lood dit giet, dat dit daar staan soos wat jy 'n monument se woorde vasmaak. Dit moet vir honderde en honderde jare daar wees vir almal om te sien. So Job wens hierdie woorde wat ek nou gaan sê, ek wens iemand wil dit ingrafeer in graniet. So, wat is dit wat Job sê? Job sê, ek, moet jy moet inkap in graniet, ek weet dat my losser leef. Aan die einde sal hy op die aarde triomfeer. Dis al wat Job sê. Hoekom sal Job dit sê? Omdat Job niks anders weet nie. Al wat Job sê is, my liewe vriende, ek weet een ding. Niks van myself verstaan ek nie, maar ek weet een ding, my losser leef. Nou julle, daai woord losser is 'n baie belangrike woord. Julle hoor, ons ken dit as my verlosser leef. Nou ons ouens in die Nuwe Testament weet nou, ons praat van verlosser, want dit is die een wat ons losmaak. Maar in die Ou Testament het hulle net doodgewoon gepraat van my losser leef. Elke familie van daai antieke tyd het ergens in hulle familie iemand gehad wat om een of ander rede 'n bietjie sterker was, miskien 'n bietjie meer hulpbronne gehad, miskien 'n bietjie wyser was, miskien 'n bietjie meer ervaring, miskien het sy lewe al 'n bietjie meer fondamente of stewig pilare gevestig, maar die familie het 'n losser gehad. En dis die ou na wie jy gaan as jy uitgeput is. As jy alles probeer het wat jy kan probeer, as jou huis al julle geldjies bymekaar gesit het, of jy het al julle planne al gemaak en niks daarvan het gewerk nie, op daai oomblik gaan jy na jou losser toe. En Job sê, ek weet, my losser leef, die een wat my gaan loskoop. En die losser is die persoon wat dan die familielid te hulp snel en sê, goed, bring jou goed, kom ons kyk na jou omstandighede, kom ek werk uit, saam met jou, hoe gaan ons jou loskry uit slawerny uit? Want die slegste ding wat met 'n mens in daai tyd kan gebeur is, as jy niks meer kan nie, dan word jy 'n slaaf. Dan het jy niks meer oor nie. Dan verloor jy jou eie identiteit, jou naam dikwels. Jy verloor jou hele lewe en jou toekoms. Jy word iemand andersin. Maar die losser sê, ek gaan jou loskoop. Ek het 'n plan. Jy gaan niemand se slaaf wees nie. Ons is familie, en ons familie is vrygemaak. Hoor julle wat bely Job? Rian Hendrik, Job bely en sê, kap het vir my 'n klip. Jesus Christus is ons losser. Hy's familie van ons.
Ons is familie van hom. Dis nie ons familie wat kleiner word nie, wat minder word nie. Dis ons wat 'n groter familie gevind het. Ons het 'n losser. Die Here self, en ons is familie van hom, en hy is die een wat ons sal loskoop. As dit nie nou is nie, dan sal dit beslis môre wees. Verseker sal hy. Presies in hierdie stof, nee, en dit is wat die woord eintlik bedoel, as hy sê uiteindelik sal hy op aarde triomfeer, dan sal Job sê uiteindelik sal hy presies hier, waar hierdie aardse, en die woord is eintlik gemors is. Hier waar die as lê, hier waar die stikkende goed lê, hier waar alles gebreek is, presies hier, sal my losser kom, en hy sal alles regmaak, en heel maak, en mooi maak, en goed maak. En daarom, wanneer jy gelowig is, vir Jesus leer ken in die Nuwe Testament, dan begin die een na die ander al hoe meer te sê, maar hy is mos die verlosser. Hy is mos die gesalfde verlosser. Hy is die Messias verlosser. Hy kom om ons te verlos. Ons is familie van hom, en hy is familie van ons. Julle het ek dink vir Jana baie beter geken as ek. Ek kan sê ek het al lank geken. Maar ek vermoed, elkeen van julle het 'n besondere storie wat julle wil vertel van haar. Wat haar lewe en wat haar sterf vir elkeen van ons sê vanmiddag. Ons moet mekaar help. Ons kan gaan sit, of ons kan staan, of ons kan 'n eind gaan stap. Maar in die volgende tyd, dink ek, gaan elkeen van ons daarmee worstel, nee, om te sê, maar wat moet ek hiervan maak? Ek vermoed, ons gaan elkeen eindig by nie veel ander woorde as Job self nie. Die woorde van Job wat sê, ek weet, my losser leef. Ek weet, dat Jana se dood is verseker nie die laaste woorde nie. Job sê ook, ek wens die woorde kan in klip gekap word, en hierdie woorde van Job is toe nooit in klip gekap nie. Nie wat ons van weet nie. Niemand het toe gevat en gedink, dit was sulke oulike woorde in hoofstuk 19 nie. Die vriende, om die waarheid te sê, het hom nog stil ook gemaak. Die vriende het gesê, Job, wag, jy verstaan nie, dit is eintlik belangriker, ons het groter goed om oor te praat. Maar by julle, wat sê Jesaja? So 'n paar bladsye aan na Job, sê Jesaja, die Here sê vir sy kinders, ek het jou in my handpalm ingegrafeer. Jou naam en jou lewe is deel van my liggaam. Jy, Job, en Jana, en elkeen van my kinders, julle is in my handpalm ingegrafeer, julle is deel van my. En julle, dis waarom, ons het nou die doopfont het ons pragtige blare, en as ek nou moet raai, wil ek nou amper raai, ander jy moet na die tyd kom kyk, maar ek dink dit is witgat blare hierdie. Shepherd's tree. Maar dit is eintlik 'n doopbak met water in. Want hierdie water was op 'n dag vir Jana hierdie teken wat die Here sê, Jana, jy's ingegrafeer in my handpalm. Jy, Jana, is deel van my storie. Daarom lees ons nou nog van Job. Nie omdat Job op klip kon skryf nie,
maar omdat Job se naam in sy handpalm gegraveer was. Daar's geen twyfel waar Jana se naam geskryf staan nie. So julle, mag ons vanmiddag by mekaar wees. Mag ons al die verskillende stories bring. En wanneer ons mekaar groet later, mag ons weer besef, daar's net een storie. Daar's net een verhaal. Die verhaal van Jesus Christus, ons losser. Of hy koop jou los, en jy's syne. Of jy's niemand, en jy's nêrens. Mag ons vanmiddag weet dat ons losser leef. Amen. Toe U ons losgekoop het, was dit nie met geld nie. Dit was nie met 'n klomp edelstene nie. Dit was nie met 'n klomp dreigemente en met 'n klomp wapens nie. Dit was met U eie lewe. U moes U eie asem uitblaas en sê, Vader, in U arms gee ek my gees oor. Dankie. Toe Jana verlede week saam met haar ouma en saam met haar tannie ook haar asem uitblaas vir die laaste keer, dat sy haarself kon oorgee in U hande. Dankie dat sy, Here, vir altyd deel sal wees van U groot verhaal. Hoe beeldskoon is die naam van Jesus. Hoe beeldskoon is die naam van ons losser. Hy wat ons vrygekoop het, deur self te sterf. Hy wat eerste in die graf was, sodat ons graf altyd 'n oop deur sal wees. Mag ons nou, Here, saam met U ons verheug. Amen. Kom ons neem 'n oomblik se stilte. Miskien vind hulle die musiek van die lied. Anders
Kan ons net 'n oomblik stil wees? Here, dankie vir die dogtertjie wat daarvan gehou het om op 'n Sondagoggend met haar pyjamas hier in te hardloop en glad nie kon verstaan as iemand dink dit is ongewoon nie. Dankie Here vir die skooldogter wat met sulke blink oë en 'n groot glimlag elke een by haar kan groet. Wat geen onderskeid maak tussen belangrik of onbelangrik nie. Wat niemand sien as jy's meer reg of jy's te verkeerd nie. Dankie Here vir die vrug van die Heilige Gees wat ons ook in haar lewe kon sien, sommer van kleins af. Dat U haar gemerk het en sy het U merk gedra, U merkteken en die Heilige Gees het in haar gewoon en sy het van kleins af gehoorsaam gereageer met vriendelikheid en vreugde en geduld en vreugde en daai volharding, Here. Mag ons weier om te aanvaar die dood uit die laaste sê. Mag ons, Here, deel wees van die lewe wat U met ons deel. Amen. U was die woord in die begin, een met God die hoogste Heer. U verborge glorie in die skepping is nou deur Christus openbaar. Hoe beeldskoon is die naam, beeldskoon is die naam van Jesus my koning. Hoe beeldskoon is die naam, en niks kan vergelyk. Hoe beeldskoon is die naam van Jesus. Was
Jesus, ons verlosser. Jesus self het ook by die dood van sy goeie vriend Lazarus ook gehuil. Ook trane gestort, omdat daar soveel vreugde in die vriendskap en soveel waarde en betekenis was, vir Jesus. Julle, daarom is die Here saam met ons, maar ons gaan ook getuig. Hier is 'n mikrofoon. Ons het nie 'n staander nie, maar ons gaan soms so vashou. Geleentheid gee vir julle wat vir Jana so goed geken het. Dalk is daar soms net 'n paar woorde wat jy op jou hart het en wat jy met ons wil deel. Soort van hulde wat ons bring, herinnering wat ons bring, onthou wat ons met mekaar deel. So, hier is die mikrofoon. Kom neem die mikrofoon en kom deel asseblief jou woorde met ons en met die familie. Ek gaan die mikrofoon sommer net so neersit. Hallo julle, ek is Gabby. Ek is van Bloemhof. Ek het 2 jaar terug vir Jan ontmoet. Hulle sê vriendskap word nie gemeet deur die tyd nie, maar deur diepte. Ek onthou aan die begin was sy vir my 'n interessante mensie, want sy het my vertel oor hierdie oomblikke wat sy gekry het. Dit was random oomblikke. Sy kon die wasgoed ophang of kampus toe ry, maar dan het sy net hierdie gevoel van pure joy gekry wat deur haar hele lyf gegaan het. Ek onthou aan die begin was ek bietjie skepties, want een mens kan nie die heeltyd so gelukkig wees nie. En later het ek agtergekom, dit was nie dat sy die heeltyd gelukkig was nie. Dit was net dat sy die oomblikke waardeer het waar sy gelukkig was. Dit is vreemd om 'n mens te verloor wat jy beter as jouself ken. Soms het ek en Jana een breinsel tussen ons twee gedeel. Daar is eintlik 'n wetenskaplike term daarvoor, genoemd neurosynkronie. Dit is 'n verskynsel waar 2 of meer mense so gekoördineerd raak, dat hulle mekaar se sinne klaar maak, dieselfde gedagtes dink, en net heeltemal in tune is. Ek weet dit klink dalk vreemd, maar ek en Jana het saam gebly, saam geswat, dieselfde vriende gehad, so dit was normaal dat ons dieselfde gedagtes gehad het. Ek onthou die een keer wat ek gaan slaap het, en ek sê toe vir haar, "Nag, lief vir jou." En Jana antwoord met, "Dankie." Dit was die eerste keer wat ek vir haar gesê het, ek's lief vir haar, en sy het geantwoord met, "Dankie." Ek was so geskok, dat ek na haar gedraai het en vir haar gesê het, "Sê vir my jy is lief vir my terug." Ons het so hard gelag daaroor, en daarna het ons elke aand wat ons by mekaar was, vir mekaar gesê hoe lief ons vir die ander was. Maar vandag praat ek nie net vir myself nie, maar vir die wat nie vandag hier kon wees nie. So ek praat vir my gesin, almal van die village waar ons laas jaar gebly het, ons klasmaats, beste vriende en meeste van almal, ek praat van hy. Jana was so sonskyn, nie net met die feit dat sy ons almal se dae meer helder gemaak het nie, maar dat sy ons geleer het hoe om te groei. Sy het vir my geduld, liefde, lojaliteit en rou en soveel meer geleer. Sy was 'n goue mens wat haar liefde, sagtheid en vriendelikheid soos 'n ligtoring in die aand geskyn het. Jana het jou lief gehad met al jou foute en nooit verwag dat jy jouself verander om by 'n sekere prentjie in te pas nie. Sonskyn genees ons ook. Sy vat al die gebroke deeltjies en plak dit vas aan mekaar, deur daar vir jou te wees, nooit te oordeel nie en jou onvoorwaardelik lief te hê. Ek het 'n aanhaling gevind wat my so baie aan Jana laat dink het. Some souls leave too soon, yet their love stays behind, woven into every heart that they touched. Jana het na 21 jaar sulke amazing impak gemaak dat sy deur niemand wat sy ontmoet het vergeet sal word nie. Sy het 'n versie in haar Bybel gehighlight, Spreuke 31 vers 25 tot 26, wat net vir my die essensie van Jana is. Sy het innerlike krag en waardigheid. Sy is nie bekommerd oor die toekoms nie, sy praat met wysheid en sy gee raad met liefde. Jana was tot die rand gevul met genade, pragt en goedheid. En dit was 'n eer om hom my beste vriendin te kon noem.
Die familie het ook 'n boek. Die boek is op die oomblik daar by die tafeltjie teen die muur. As ons net nou uitstap, dan kan ons elkeen, die familie sal dit baie waardeer. Hulle sê daar's genoeg bladsye, so moenie almal op een bladsy skryf nie. Julle kan enige bladsy kies en skryf daar 'n paar woorde in. Hulle sal dit baie waardeer, sê hulle, om sommer na die tyd deur te blaai en woorde te lees. So kom ons gebruik ook die geleentheid en ons skryf sommer net 'n paar gedagtes daar in die boek, dit wat ons vir die familie wil sê, of herinneringe aan Jana. As daar nie iemand is wat nog die mikrofoon wil gebruik nie, dan gaan ons nou dit so doen. Ons gaan kans gee. Julle gaan nou sien, ons gaan die een kers doodblaas. Ons het nie voor die tyd dit afgespreek dat daar moet 3 kerse brand voor op die tafel nie, 3 lang kerse in die silwer kandelare. Maar tog is daar iets simbolies daarvan om die kers die naaste aan Jana se foto ook dit uit te blaas, nee, voordat ons uitstap, want dit sê ook iets daarvan van die werklikheid. Dat die Here het daar nie net vir ons gegee nie, die Here het daar ook nou teruggeneem. En nog steeds prys ons die naam van die Here. Eintlik wil mens sê, juis daarom prys ons die naam van die Here. En ons gaan kans gee dat Hendrik en Rian gaan sommer saam, dan gaan hulle die een kers uitblaas en die ander 2 gaan dan nog steeds brand. Na dit gaan hulle hier voor staan en ek wil sommer die naby familie saamnooi. Dan gaan hulle van die blare neem, sommer net hier by die foto staan, by die kerse, by die pragtige blomme. En dan kan hulle die blare sommer net strooi, of miskien daar onder, by daai groot vaas met die blomme onder die kruis. Enige plek kan jy ook sommer net stil word en in jou gedagtes so by die Here wees en Jana opdra aan die Here. So dit is wat dan gebeur. Dit gaan gebeur nadat ons die seën uitspreek. En dan julle is daar nog 'n belangrike deel. Dit was die wil van die Here, dat ons vanmiddag hier sal wees, in die lewe. Die Here het 'n plan met my en jou lewe. Daar's iets spesifieks wat die Here wil hê jy moet vanmiddag hier ontvang of hier gee. Miskien moet jy gee en ontvang. Daar's iets wat jy nog vanaand moet gaan doen en daar's iets wat jy môre nog gaan doen. En om dit uit te beeld, simbolies, sê die familie, die persoon wat oorlede is oorlede. En soos Gabby, die vriendin nou vertel het, nee, Jana se aansteeklikheid, daai vreugdevolle lewe, dit is ons inspirasie. En vir ons om dit te kies, is daar dan buite iets om 'n glasie koeldrank om te drink, koppie tee, 'n broodjie om te hap, want daarmee sê ons, ek is hier, Here. In u hande gee ek myself oor. Ek eet die brood, ek drink 'n slukkie water, want ek het werk om te doen. Dis hoe ons die lewe kies, saam die familie. So Hendrik, net nou as julle uitgaan, gaan ons julle volg na die tee toe en ons gaan saam julle lewe kies. Voordat ons nou by die laaste deel kom. Johan, jy doen die bedankings, so as jy vorentoe kom en die bedankings doen. Baie dankie Dominee De Wet, ek waardeer. Geliefdes, ek doen graag die bedankings namens Janus se familie en die Groewe familie. Eerstens, dank ons die Hemelse Vader vir 'n wonderlike geskenk wat ons ontvang het as dogter, suster, vriendin, kameraad, selfs stiefdogter en stiefsuster.
Ons bedank ook die geloofsgemeenskap van Akademia, wat vir Jana help grootmaak het, en geestelike saad gesaai het, en selfs nat gelei het. Ook vir die fasiliteite, koffie en tee, en ook die toerusting. Dominee de Wet Strauss, vir jou geestelike leiding, al vir soveel jaar, en vir die diens en die boodskap van vandag. Florien Oberholzer, dankie dat jy alles net so maklik laat gebeur, die reëlings hier by die kerk en die klank. Christian Horn, vir die lewendige uitsending, baie, baie dankie. Elmien Collard en Madeleine Blighnout, vir die opmaak van die kerk en die blomme. Rian en Shanay, wat met die blaadjie, die boekmerk en die foto's gehelp het. Dan spesiale dank aan die wat laas Vrydag op die ongelukstoneel gehelp het. Besonderse dankie aan Lucas Maria Senior, wat Jana se oom is, en Lucas Maria Junior, Jana se neef, en Amorey, wat daar was en almal gehelp het, en daar was vir die geliefdes. Ook baie dankie vir Nico Horn Junior, Rian se swaar, Anton van Litsenburg, Hendrik se neef, wat ook kom help het en hand gegee het. Ook was daar ander mense wat by die ongelukstoneel gehelp het, wat ons nie die name van het nie. Ook namens die familie, baie, baie dankie. Die besnydenhout wat gehelp het met die reël van die ambulans en ook verder gehelp het. Lucas, Tanya en Tristan, wat gehelp het met die papierwerk by die hospitaal, die polisse en die binnelandse sake. Die vroue van die Gideons en ook die CEF raad en elkeen wat verversings gebring het vir na die diens en ook die wat die kos huis toe gebring het deur hierdie week. Baie, baie dankie. Dit het so baie gehelp. Dan sê ook ons as 'n familie baie, baie dankie vir die mense wat van ver af gekom het. Dan almal wat gebel het, boodskappe gestuur het, ingeloer het gedurende hierdie moeilike tyd. Dankie vir almal wat ons gedra het in hulle gebede. Ons waardeer dit opreg. Ons sê ook baie dankie vir Willem wat vandag vir ons die karre buite oppas. As daar iemand is wat ek vandag hier vergeet, dan vra ek regtig om verskoning. Maar namens die familie, baie, baie dankie. Ek vra ook, hou nog steeds die familie in julle gebede, ook in hierdie tyd van rou, wat vir hulle voorlê. Ek wil met julle iets deel, ek wil die gedagte by julle los, en dit sluit aan wat Dominee de Wet vandag gepreek het. Jesaja was hier besig om vir die Israeliete te bemoedig, en ek wil vandag hierdie familie bemoedig. Jesaja sê vir ons in Jesaja 40 vers 28 tot 31, weet jy nie, of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, hy kry nuwe krag. Hulle vaar op die vleuels van die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Amen. Baie dankie. Ons hier geleentheid. Kan julle vorentoe kom? Is daar musiek wat nou speel terwyl musiek speel?
Kom ons staan. Staan so gou so. As ons die seën uitgespreek het, is elkeen welkom om ook dieselfde te doen. Ons het genoeg tyd, ons gee vir mekaar kans. Daar's die boek om ook 'n boodskap in te skryf en dan kan ons saam die familie hier in die binnehof kan ons lekker saam kuier. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nabyheid van die Heilige Gees is nou by ons elkeen. Bly by ons en sal ons lei. Amen.